Ons dankie vir u liefde. Ons dankie vir 'n lieflike Sabbatdag, Here. Ons dankie vir die geleentheid wat ons het om u naam te kom grootmaak, om u naam te verheerlik. Here, en terwyl vandag 'n spesiale Sabbat is, bid ons dat ons die lieflikheid van Jesus en dit wat u vir ons gedoen het, in Jesus naam. Amen. Skriflesing wil ek 'n paar tekste lees uit Hebreërs hoofstuk 8. Hebreërs hoofstuk 8 vanaf vers 6 tot 10. Hebreërs hoofstuk 8 vanaf vers 6 tot 10. En ek lees uit die ou vertaling. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir ons, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy berispe hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om uit Egipteland uit te lei nie. Want hulle het nie gebly by my verbond nie. En ek het hulle verontagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat ek sal na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle hart, in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Mag die Here hierdie skrifgedeelte seën tot ons harte vanoggend. Goeiemôre almal, baie welkom by ons erediens vanmôre. Ek hoop julle het almal 'n geseënde week gehad en dit met julle goed gaan en dat ons hier is om die Here se naam groot te maak en om lofprysing tot sy naam te sing. Nogmaals baie welkom. Amper lees ek nou verder. Ons neem almal saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons as u kinders het om hier by mekaar te wees. Dankie dat u elkeen van ons by die hand geneem het en ons hierheen gelei het. Here, hier waar ons hoort elke Sabbat. Dankie dat ons hier vandag en vandaan kan weggaan gevul met die Heilige Gees. En mag dit ook wees, Here, dat u vir elkeen van ons vandag ook 'n spesiale seën weggeberg het. Ek bid, Here, nie dat ons enigiets kan verdien nie. Ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, dat u by elkeen van ons se adresse sal aandoen. Here sal ingryp in ons lewens, en ook daar waar daar ongesteldhede is, Here, siektes, en ons die gebede gehoor wat vanoggend opgegaan het. 'n wolk van gebede het na u troon toe gegaan, Here, en die kinders het u nodig. Ons het nodig, Here, dat u ingryp en elkeen van ons se liggame sal aanraak soos wat u ons siele aanraak. Ook bid ek dan, Here, dat u hierdie kerk van u sal versterk, dat u die lidmate sal versterk om vas te staan in die geloof, vas te staan in dit wat u vir ons gedoen het, en met 'n reikhalsende verlange wat ons het om u te sien. Kom op die wolke van die hemel. Help ons dan, Here, dat terwyl ons hier op ons knieë vanmôre staan, dat ons al reeds ons sake met u uitgesorteer het, sodat daar niks meer sal wees wat skeiding maak tussen u en ons nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
kans gee vir die tiendes en offergawes. Ons Vader in die hemel, baie dankie vir die gawe wat ons vir U teruggebring het, dat U dit vir ons gegee het, Here, om te administreer en te gebruik, en dat ons ook weer U deel in U kon terugbring. Dankie, Here, vir U goedheid en guns. Mag dit gebruik word tot uitbreiding van U werk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Sy het 'n spesiale item, maar ons gaan hom sing as ons terugkom na ons voetewassing of luister. Dankie vir die geleentheid. Ek het lankal geweet ek moet vandag die diens neem. Nou, julle weet hoe dit gaan. Tessie sê vir my vroeër in die week, sy sê, preek net een van uit die Yellow Pages uit. Jy weet, ons predikante verwys mos na die Yellow Pages. Sommige van hulle het letterlik al geel geword. Sê ek van, weet jy wat, ek is nie lus vir gevriesde kos nie. Net bietjie vars groente kry. Maar, ja mense, ek het ergens aan die slaap geraak, gisterand. Toe besef ek nie, ek moet maar opgee en net gaan slaap. Hierdie week was nie 'n goeie week nie. Woensdag, Tannie Martie, Woensdag het nie in my boek ingekom glad nie. Ja, ek was veronderstel om die bid hier te vat by die ouete huis. Nee, niemand het gekom nie. Nee, die dag is verby, ek het nie eens weer daaraan gedink nie. Ek is vreeslik jammer. Sê maar vir hulle, ek is jammer. Ek wil 'n paar gedagtes met u deel. Wat gaan ek het die opskrif van my preek vanoggend is verbondsvolkers. Ons is Willemorders en ons is Transvaalers en ons is Kaapenaars en ons is allerhande ander goed en vanoggend is ons verbondsvolkers. Wanneer ons kyk en ek gaan vandag in plaas van om uit Paulus se geskrifte voor te gaan vir ons nagmaal, gaan ek dit net bietjie vat uit Matteus. Hoofstuk 26. Kom ons gaan dit weer lees, maar kom ons kyk net gou wat sê dit daarso. Matteus 26 vers 26. Ons gaan dit net nou by avondtafel weer lees, maar dit sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disippels, en sê, neem eet, dit is my liggaam, toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Hierdie Nuwe Testament, nou daar's baie argumente deur die jare oor die Nuwe Testament of die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. Dis baie interessant as mens kyk na die antieke nabye Ooste, dat 'n verbond vind meestal plaas om 'n maaltyd. Hier sien ons dit in die geval van die avondmaal. Ons het dit gesien in die geval van die Pasga. Toe die Here vir die Israeliete gesê het, julle moet nie sit en eet nie. Julle moet staan en eet. Want hier gaan iets gebeur. Hier gaan redding kom vir julle. Hier gaan vryheid kom vir julle. So, in gewone Bertie taal, trek jou broek aan, maak jou belt styf vas, en kom gou, laat ons eet. Want hier kom verlossing.
En so die Pasga, die avondmaal by die huwelik. As ons kyk na huwelikstaal in die Bybel, en hoe dit gebeur het, en hoe die maaltyd was, ons dink altyd, jy weet, kyk, ek weet nou nie van u nie, maar ek het groot geword in 'n eg Afrikaner kultuur. Meer as wat Suid-Afrikaners, miskien op die platteland, maar definitief nie in die stedelike gewone Suid-Afrikaanse leefstyl ondervind het nie. Kyk, ons het by 'n huwelik, het ons loopgrawe gegrawe, wat vol stompe gegooi word, 2 weke voor die tyd al. En as dit lyk of het reën, dan word daai loopgrawe toegegooi met plastiek of met seile. Want hy hout moet nie nat word nie. Want daar is 'n groot ding wat gebeur. Die skuur se vloer word gevee en reggemaak, en dan die dag voor die troue, dan word daar meel gestrooi oor daai vloer. Sodat daar niks is wat die voete kan vashak as hulle dans nie. Ek kan onthou as kind, hoe ek aan die slaap geraak het, met die boeremusiek en die shk, 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 shk van die voete. En dit was so, geen troue vind plaas. Geen huweliksverbond word gesluit sonder om dit te bevestig by 'n maaltyd nie. En dit was 'n groot maaltyd. Koeksusters. My broer, dis nou nog 'n krisis in my lewe. Maar en dan vind ons uit dat aan die einde van alles, dan gaan daar weer 'n maaltyd wees. Word genoem die maaltyd van die lam. Ek sien so uit daarna. En hoor jy so, ek dink nie die Here gaan kom en vir ons sê, kyk, onthou nou net julle moet matig wees nie. Ek dink ons gaan lekker eet. Ek hoop so. Die verbond het gegaan om 3 goed. Maak nie saak wat die verbond was nie. Of dit nou God se verbond met Israel was, en of dit selfs 'n huweliksverbond is nie, dit het gegaan oor 3 goed. In hierdie geval het dit gegaan oor God se liefde, oor God se genade en oor God se getrouheid. En eintlik kan ons dit reg deurtrek tot in 'n huwelik. Wat wil jy meer hê as liefde, genade en getrouheid? Is dit nie dan waaroor dit gaan nie? 33 jaar. Van liefde, genade en getrouheid. Die hemelse verbond lees ons ook van. 'n Paar plekke in die Bybel. Daar's baie tekste, ek het 2 gekies. 2 Timoteus 1 vers 9. Tweede Timoteus 1 vers 9. Kom ons lees vers 8 ook. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, of oor my, sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Wat 'n krag van God. Paulus kom, hy sê, moet julle nie skaam vir wie julle is nie. Of vir my skaam, omdat ek nou miskien in kettinge rondloop of wat ook al nie. Die evangelie en die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade,
wat ons van wanneer af gehad het? Van ewigheid af. In Christus Jesus geskenk is. 'n Ewige verbond wat gesluit is deur die Godheid. Om te sê, as dit ooit sou gebeur, dat die skepping in sonde val, sal daar vir hulle redding wees. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte. Ons lees ook daar uit, eintlik in die negatiewe sin, tot en mate Openbaring 13 vers 8. Want dit kyk ons nou van die ander kant af. Miskien moet ons daar ook na 7 toe gaan. Ja. Kom ons begin by 7. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Nou ons weet, dit is Openbaring 13, nee, so dis die dier. Maar kyk 'n bietjie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se naam nie, van wanneer af? Van die grondlegging van die wêreld af, in die boek van die lewe van die lam, wat geslag is, geskrywe is. Wow, dis mooi taal. Daai lam, ons gaan vandag daaroor praat. So nommer 1, voordat ek kyk na die eerste verbond en die tweede verbond, of die ou verbond en die nuwe verbond, Paulus verwys eintlik net een plek ooit, na dit as die ou verbond. Verder praat hy altyd van die eerste verbond. Wou ek net sê dat die hoofverbond, die verbond van alle verbonde, dit wat ons verbondvolkers maak, is alreeds 'n besluit van die Godheid om vir my en vir u te red. Is dit goeie nuus? Ja, dis baie goeie nuus. Dis baie goeie nuus. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie nou na die ou verbond net vlugtig. Die ou verbond nou die van u wat later Helderberg College toe gegaan het, julle het een nadeel, julle het nie leraar Jap gehad as 'n lektor nie. Kyk ou Jappie. Vanaand toe hy nou begin 'n ouer raak en 'n bietjie lyf kry, as hy daar voor staan en hy skit dat daai ou wange so maak, dan moet jy weet, nou, hier kom nou iets. Adel. Dan staan hy daar. En dan praat hy oor die ou verbond, en natuurlik sy verhandeling het gegaan oor hierdie hele ding. Ou en nuwe verbond, net so 'n dikke ding. Ek wou nou die dag het ek gedink, miskien moet ek hom druk. En toe ek afskrol, toe ek al by bladsy 200, toe besluit ek nie, toe ek nog nie eens halfpad nie, besluit ek nie, ek gaan hom nie druk nie. Maar hy staan daar voor ons in die klas, en hy vertel ons hoe die Here hierdie verbond aan Israel gebring het by Sinai. Hy sê, en hulle luister daarna. En toe hy klaar is met hulle, hoekom het hulle nie gesê, nee, jy weet, dan skat die ou, julle ou, nee, ons kan dit onmoontlik nie hou nie. Hy sê, want dis wat hulle veronderstel was om te doen. Maar so waar is vet. Hulle gaan sê, ja, al hierdie dinge sal ons doen. Agreeing to the impossible. In te stem vir dit wat onmoontlik is. Maar hulle sê dit. Hoe lank het dit geduur? Kyk, sy wet is sentraal. Sy wet en sy geregtigheid is sentraal van die hemelse verbond af. Was dit God se geregtigheid? Dis hoekom dit gemaak is, want sonde het ingetree. En aan die einde van die dag is hy ook die een wat in die oordeel staan.
oor die aanklag van die duiwel, is hy dan regverdig? Is sy wet regverdig? Maar daar's Israel en dit wat op die berg plaasvind, die 10 gebooie word aan hulle gegee en hulle is klaar besig om te val. Hulle is klaar besig om kort te kom. Het nog nie eens begin nie. En hulle is klaar in die stof, om het nou so te sê. En so gaan hulle deur daardie eerste verbond tydperk, tot die beste van hulle vermoë. En die Here gee vir hulle die tabernakeldiens, die hele prosedure, al die dinge, die slagoffers, die versoening, die sondoffers, al hierdie goed, om hulle te help. En om hulle geloof, kyk, ons moet een ding verstaan, en vergewe my nou, want dis nou maar weer in 'n sekere sin die Afrikaner bloed, maar ek probeer dit illustreer vir die realiteit wat dit is. Nou kom die pa, die hoof van die huis. Hy kom met daai lammetjie, wat groot gemaak is van kleins af, dis 'n hanslam gewees. Dis die lammetjie wat op die sitkamerbank mag gelê het en in die huis rondgeloop het, want hy mag nie skade kry nie, hy mag nie eers teen 'n doringdraad of 'n doring vasloop nie, want dan begin dit van voor af, en pa moet 'n lam hê, om saam te vat aan die einde van die jaar, of wanneer het die pasga tyd is. Nou kom hy met daardie lam, en hy bely sy sonde, en die van sy hele familie, op die koppie van daai lammetjie. En dan vat hy sy knipmes, en hy sny daai lam se keel af. Dis nie die priester wat dit gedoen het nie. Hy moet dit doen. Die priester is net daar met die bakkie. Dis traumaties, hoor. My seun hulle se hondjie is maandag oorlede. Jasmine. En ek sê vir jou sê, hulle is stikkend. Hierdie hele week was nie 'n goeie week vir hulle nie. Wat staan nog as jy nou hierdie lammetjie, wat jou kinders oor gehuil het, toe jy weg is by die huis, want dis hulle troeteldier. Daai lam is so versorg dat hy nie moet seer kry, dat hy volmaak moet wees. En hy kom offer daai lammetjie. En as dit gedoen is, dan vat die priester daai bloed, hy loop in, en hierdie ou loop terug na sy tent toe, of na waar hy bly, en hy fluit Sari Mare. Hoekom? Want sy geloof sê vir hom, sy sondes is vergewe. Hy het vryheid. Hy het nie meer daardie beklemdheid waarmee hy gekom het nie. Hy kan gaan met 'n gemoed wat vry is van die sonde waarmee hy gekom het om op die lam se koppie te plaas. En dis die ou verbond. So in 'n sekere sin is dit nog steeds geregtigheid deur geloof gewees. Maar hierdie hele proses vind plaas oor en oor en oor en oor. Ons weet in die Nuwe Testamentiese tyd het daar die geskiedskrywer sê vir ons, die Kidron het rooi geloop van die bloed van die lammers. Tot in die dooie see. En dis die ou verbond. Nou kom Paulus, en hy verwys na daai Sinai verbond. Was dit vers 8 wat ons gelees het, verwys hy, en hy sê dit is die verbond
wat gemaak is met die volk. Voor die tyd. Nou is daar 'n ander verbond. En hy wil voorgee dat daai verbond wat met Israel gesmee is met God, was 'n goeie verbond. Dis nie dat dit iets sleg was nie. Dit was goed gewees. Maar hierdie een wat gaan kom, is beter. Hy is beter. Kom ons kyk, as ek net weer by Romeine kan uitkom. Hoekom met my Bybel nie Romeine in vanoggend nie? Hebreërs ten minste, skus. Nee broer, partykeer dan gebeur dit. Jy kan 3 keer oor hom kyk en hom nie sien nie. So wat het verkeerd gegaan met die eerste verbond? Baie het verkeerd gegaan. Nommer 1, die mense wat dit aangegaan het met God, was maar sukkelaars net soos ek en u. Ja, weet jy wat? As dit net bietjie stil raak, daar van die troon af, dan bou ons 'n kalf. Ons eie lewens ook. Ag nee, wat, hy het my adres vergeet. Kom ek bou maar 'n kalf hier op aarde, kom ons gaan maar aan en ons doen dinge tot die beste van ons vermoë. Ek het kalvers gebou met karre, hè. Ja, as ek het nou die dag probeer tel hoeveel motors ek al in my lewe gehad het. Ek is 'n petrolhead, almal weet dit. Toet en taal. En dan sien ek 'n ding met 4 wiele wat ek wil hê. Dan besluit ek gaan nie oor hom bid nie. Want ek is bang die Here sê nee. Nou koop ek hom. Dan bou ek vir my daai kalf. En dis nie dat die Here stil was nie. Dis net dat ek is bang vir sy antwoord. Maar dis wat gebeur het. En dis wat verkeerd gegaan het. Die ander ding wat verkeerd gegaan het met daai eerste verbond, was die priesters. Hoor hierso, dis moeilik. As ek my sonde moet kom bely en ek moet daai lammetjie doodmaak. En ek is nie heeltemal seker oor die ou wat die bloed vang nie. Ons kry dit nou nog, né? Ons het nie vertroue in ons kerk en ons kerkleiers partykeer nie. En daarom moes die ou wat die bloed kom vang, moes ook eers gaan. En ook eers dat die Here toe gaan en sê, Here, ek is net 'n sondige mens. Vergewe my. Voordat ek ou Bert se lammetjie se bloed kan vang in hierdie bakkie en gaan sprinkel, moet ek eers vir myself te doen. En dit was die ou verbond. Hy het nie net mense gehad wat val nie, maar hy het priesters gehad wat val. Tot vandag toe. Ons gaan nou 'n nuwe predikant kry. Hy is nie squeaky clean nie. Hy is net 'n mens. En hoe gouer ons dit besef, hoe beter. Kan ons hom dra op ons hande. So wat is hierdie nuwe een? Of die tweede een? As ons nou sien wat verkeerd gegaan het. Wat is die nuwe een? Die nuwe een is dat ek 'n arreboon het. Dis 'n snaakse woord, né? Dis 'n waarborg. Dis 'n pand. Dis eintlik wat dit beteken. Ek kan nie onthou wat 'n spel dit was. Dit swart varkie of waar moes jy 'n pand gegee het lankal in ons ou boerespeletjies? Help my. Julle het nie sulke goed gespeel nie. Om te waarborg. Dis my woord. So ek gee vir jou my slipper of my skoen of my horlosie of so iets.
haal hom af en ek maak skuld by ou Lou en ek sê vir hom, hoorie, ek sal jou geld vir jou bring, maar vat so lank my horlosie, dis die waarborg. Dat ek sal terugkom en my skuld betaal, want dalk is die horlosie so 'n bietjie meer werd as wat die geld is. Maar hierdie tweede verbond het 'n waarborg. Hy het 'n buitebo menslike waarborg. Verstaan ek die inkarnasie? Nee. Sal ek dit ooit verstaan? Nee. Tot vir in ewigheid, sê my profeet vir my, sal ek in awe wees oor die godheid en die plan van verlossing. Maar een ding weet ek, Jesus is nou die waarborg. Dis nie meer 'n lammetjie nie. Dis nie meer selfs die korrupsie wat plaasgevind het om die tempel, waar jy daai ou lammetjie so opgepiep het dwars deur die jare en dan vir geld word hulle, sê hulle, o nee jong, ek voel hierdie lam se lewer is bietjie geswel. Jy weet, maar jy kan hier omgaan en daar is klaar goedgekeurde lamme, hulle het hulle sertifikate by. En dan moet daai arme man ten duurste gaan koop. En dan word hierdie lammetjie, moet die kastige vergrote lewer of iets, net hier agterom in daai selfe hok ingejaag. En dis wat gebeur het in daai jare. Nee, hierdie keer het ons 'n lam wat die waarborg is. Tweedens, hy is nou die vervulling. Hy vervul daardie lam wat geoffer moet word. En die seremoniële deel val heeltemal weg. Die verbond bly. God se wet bly. En dis die verskil tussen ander mense wat sê nee, ons is nou onder 'n nuwe verbond waar die wet nie meer van toepassing is nie. Hoe kan 'n verbond wees? Nee, julle trou nou, maar hierdie is nou 'n nuwe troue. Julle kan maar rondslaap soos julle wil. Want hierdie is 'n nuwe verbond. Van wanneer af? Dis nou as jy die beginsel moet oortrek na die huwelik toe. Ons het mos gesê die verbond is op 3 goed geskoei. Ten minste 3 goed. Maar nou val die seremonieel weg. Wat beteken? Dat my vergifnis nie meer afhang van 'n aardse priester en sy stand voor God nie. As ons dit nou ver trek, dan gaan ons nou wat besig is om te gebeur vandag en ons sien hoeveel van daai priesters in die katholieke stelsel wat agter die gordyntjie gestaan het self verskriklike dinge aangevang. Ons het dit nie meer nodig nie. Ons het nou 'n Jesus wat absoluut perfek vir my en vir u sonde gesterf het. Wat regtig die realiteit tuisbring. En van my notas wat ek na verwys het, sê die persoon, hy sê, what was done in anticipation in the Old Testament is now historically secured. Absoluut veilig. In die perfekte, sondelose lewe van Jesus Christus. So wanneer ons vandag hier by hierdie tafel gaan sit, dan wil ek glo dat ons tweede verbonders is. Dat ons daardie sekerheid het, dat ons 'n uitverkore volk is. 'n volk wat klaar die waarborg het. Niks meer hoef gedoen te word nie. Ja, dit verg nog my geloof. Ek moet nog kan hierso weggaan. En my illustrasie was maar 'n Afrikaanse liedjie geweest. Maar ja, ek moet nog hier kan weggaan vanoggend en Sari Marie kan fluit. Hoekom? Bloot omdat daar niks is wat nou meer tussen my en God staan nie. Ek het die vrymoedigheid. As u nie Sari Marie hoef te fluit nie, dan fluit hy iets anders.
Die illustrasie gaan nie oor die liedjie nie, die illustrasie gaan oor die vryheid van my hart, om te weet, my sonde is vergewe. Amen. Op daardie punt, in die avondmaal het Jesus huwelikstaal gebruik. Wat eintlik baie interessant is, want dit was dan ook waar hy in 'n sekere sin sy huwelik met die nuwe Christelike kerk kom bevestig het. Want hy sê vir hulle daar, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle niet sal drink in die koninkryk van my Vader. Wat gebeur het, as 'n jong man met sy pa kom, en hulle kom praat met die bruid en haar pa, en daar word die huwelik gevra, jy weet, gevra, kan die twee maar trou, dan word dit bevestig, waar hy en sy, en dis waar die tradisie kom, waar hulle mekaar se arms so, jy weet, jaak so in, waar hy en sy saam daai belofte bevestig, en dan mag hy nie weer druiwesap of wyn of wat ook al gebruik, tot daardie dag, by die grootmaaltyd. Dis die eerste keer weer wat hy, en Jesus gebruik daai simboliek, om vir hulle te sê, ek kom terug, en ek kom julle haal, en dan sal ons die beker weer drink, in die koninkryk van God. Kom ons sing saam, lied 98. Hemelse Here, wie wil nou in liedjies soos Sari Marie fluit, as ons eerder kan sing, daar's geen ander naam soos Jesus. Ons blydskap is net so groot. En ons dankie daarvoor. Dankie vir daardie naam, in Jesus naam. Amen.